napreekreeks, Fired Up, as jy vir 'n rukkie nie hier was nie, dit is post-Pinkster, gaan ons nog aan met die Heilige Gees wat uitgestort is. Laasweek Handelinge 13, tot in die uithoeke van die aarde, gaan en verkondig. En vandag gaan ons in 1 Korintiërs 12, en jy kan net jou Bybel oopmaak daar, dalk 1 Korintiërs 12, ons gaan net 11 verse na kyk. En daar is sekere dinge waaroor die Christen nie onkundig moet wees nie. Ignorant, waarvan jy nie moet kennis hê nie, jy moet weet hoe dit werk. Daar is sekere goed waaroor jy as jy 'n gelowige is, nie onkundig moet wees nie. Paulus noem 5 keer dit in sy briewe. 5 keer, moenie onkundig wees nie. En hy impliseer dat as jy onkundig is oor hierdie 5 goed, dan beïnvloed dit negatief jou sekerheid van redding onder andere. Het iemand dit al gevoel? Yes, wonder of is ek nou gered? Ek sien dit by kinders, jong gelowiges, is ek nou gered? Was dit nou die real deal? Wat gaan nou aan? So sekerheid. Die ander ene is eenheid. As daar nie kundigheid in hierdie 5 areas is nie, dan sal daar oneenheid wees, verdeeldheid. En die laaste ene is heiligheid. As jy onkundig in hierdie 5 areas is, dan gaan jy, dit het 'n negatiewe impak op jou persoonlike heiligheid en gemeenskaplike heiligheid. Ek gaan vir jou 3 noem, jy gaan die ander 2 dalk self wil soek. Die een is in 1 Korintiërs 10, as jy 2 blaai terugblaai, sê Paulus basies, ek wil nie hê Christene, julle moet onkundig wees, dis vers 1, en ek sê dit in my eie woorde, oor hoe ek verlos nie, oor die redemptive history nie. Hy praat van Israel uit Egipte, deur die Rooi See, almal is in dit gedoop, almal het van dieselfde geestelike drankie gedrink, praat hy in 1 Korintiërs 10, en hy sê hierdie drankie is die rots, Jesus, wat die water het uitgekom. En dit is hierdie prototype van hoe ek mense red, sê God. Kyk na dit, onthou hoe ek jou red. Ek vat jou uit slawerny, daar's 'n doop in Christus, jy's nou in Christus, nou kan jy hom geniet, jy kan van hom drink, onthou dit. Ek het jou vir eens en vir altyd uit slawerny gevat, onthou dit. As jy onkundig is met dit, gaan jy onsekerheid kry oor jou redding. Die duiwel gaan jou kom aankla. Dis die een. Die ander ene is in 1 Tessalonisense 3 vers 14. En hier skryf hy, dat hy wil nie hê, jy moet onkundig wees aan hierdie lesers, oor wat gebeur met mense, wanneer hulle sterf, maar hulle was gelowig nie. Hy sê, hier is die rede, anders te gaan jy dalk treur, soos iemand wat nie hoop het nie. Dis massive goed, daai redding en ewige lewe, en hoop. Hy sê, moenie onkundig oor dit wees nie. Die derde ene is, broers en susters, vers 1, jy kan in jou Bybel kyk. Ek wil nie hê, jy moet onkundig wees, as dit gaan oor die geestelike gawes nie. Dit is vir my massive, dat Paulus dit saamsit, met reddingssekerheid, met ewige lewe, geestelike gawes. Weet jy waar kom onkundigheid vandaan? Ignorance, misunderstanding. Die een is a lack of information. Ek het nie informasie oor 'n ding nie. Het iemand al nie informasie oor iets gehad nie en almal het informasie oor daai ding en jy voel so 'n bietjie uit? Onkundig. Die ander ene is intelligensie. En as ek dit sê, hoor my, is dit die kapasiteit om te begryp. Jy is na God se beeld geskep. Die kapasiteit om te begryp. So intelligence, informasie, as jy sukkel met een van daai 2, het jy onkundigheid of ignorance. En hier's wat ignorance doen. By default, laat dit jou so 'n bietjie wegleen van die onderwerp. Jy het al gevoel in 'n gesprek, almal is fundies met biochemie of iets waarvan jy niks weet nie, en ek ook nie, en dan praat hulle en jy soos, hey, het julle die rugby gekyk? Kom net saam met my, daar waar ek is, want ek leen uit hierdie uit. Het julle dit al gevoel? En by default, ignore ons die onderwerp.
is dit nie wat aangaan baie keer met die gawes van die Gees nie. Daar's 'n bietjie 'n onkundigheid as gevolg van dalk misinformasie of 'n intelligensie, moreel en geestelik. Die antwoord vir die probleem is dit: 'n openbaring van God oor hierdie dinge. Nie jou verlede nie, nie wat jy sien op TV nie. 'n openbaring van God uit die woord. Wat sê hy oor hierdie goed? En dit is die hart vanoggend, dat die Here met ons sal praat oor 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. Dat ons dit wat hy gee in 'n nuwe lig sien. Dat dit wat hy vir jou wil gee, reg plaas. Nie weghardloop nie, nie wegleen nie, maar dat ons nie onkundig sal wees nie, dat ons sal inleen in dit, want is iets baie moois. So kom ek bid vir ons, en dan gaan ons in die skrif in. Here, sal U vanoggend kom, en ons verstand aanraak, Here. Ons harte aanraak. Ons geestesoë, wil ek sê, oopmaak, om te sien wat U sê oor hierdie goed. Here, vat alle leuns uit ons lewens, maak ons oop vir wie U is, en gebruik ons net soos U wil. Here, mag hierdie woord nou oopgebreek word deur die Gees, in Jesus naam. Amen. 1 Korintiërs 12 vers 1. Ek lees hom vir jou tot vers 11. Jy kan in jou Bybel volg. Want die gawes van die Gees betref, broers, Christene, susters ingesluit, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Ignorant, misunderstanding, wegskram, ignore. Moenie dit doen nie. Julle weet dat, toe julle heidene was, julle dikwels na stom afgode meegevoer is, op watter manier julle ook al daartoe verlei is, hierdie goed verlei. Daarom maak ek aan julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God praat sê Jesus is vervloek nie. En niemand kan sê Jesus is die Here behalwe deur die Heilige Gees nie. In die imperial cult waar die keiser, die koning sou wees, die Here, was dit 'n massive statement. Jesus is Here. Korinthe was 'n willeplek vol die okkultiese. Niemand sal daar staan en sê Jesus is die Here nie, as dit nie deur die Heilige Gees nie. Dit het gevolge gehad vir jou lewe. Daar is, en hy sê dalk ook niemand vervloek, wanneer hy sê deur die Heilige Gees praat nie, want baie, hy het geweet, dink ek, baie van die Afrikaners gaan wonder, wat gaan nou aan? Moenie worry nie, dis nie 'n demoon nie, dis die Heilige Gees. Daar is 'n verskeidenheid genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is 'n verskeidenheid dienste, maar dit is dieselfde Here. En daar is 'n verskeidenheid aktiwiteite, maar dieselfde wat al hierdie dinge in van ons bewerk. Dis 'n triek, sien julle wat ek doen? Dit is 'n triek. In almal. Aan elkeen egter word die openbaring van die Gees gegee. En hier is die doel, met die oog op wat bevorderlik is, for the common good, vir opbou. Aan die een word 'n woord van wysheid gegee. Interessant dat dit by wysheid begin, hè? Deur die Gees gegee. Aan die ander 'n woord van kennis deur dieselfde Gees. Aan die een geloof, die gawe van geloof. Dis nie reddende geloof nie, is geloof vir extraordinary things. Jy het net hierdie vaste geloof. Deur dieselfde Gees. Aan 'n ander en let op, ek dink moet dit wees, gawes van genesings. Al twee die woorde in die Grieks is meervoud. Deur die een Gees, aan die een dinamiese kragte of wonderwerkende kragte, aan 'n ander weer die gawe van profesie, aan die ander een die onderskeiding van geeste, want soms paradeer die bose as iemand van die lig.
aan 'n ander verskillende soorte tale, en 'n ander nog die uitleg van tale, nie 'n taal wat jy sou aanleer nie 'n taal wat kan vertaal word, nie 'n taal wat moet uitgelê word. En dan laaste vers, een en dieselfde Gees bewerkstellig al hierdie dinge, wat hy aan elkeen afsonderlik uitdeel, volgens sy wil, nie sy wil. As ek na vers 4 kyk, 5 en 6, jy kan aangaan een slide, dan sien ek 'n patroon. Sien jy dit? Verskeidenheid, 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 dieselfde. As jy dit in die skrif raak sien, let op. Daar is 'n beklemtoning, selfs 'n kontras wat getrek wil word. En dan sien ek ook Gees, en almal se binneste het die volgende verwag, weer Gees. Maar dis nie wat hy skryf nie. Gees, Here, God. Daar's iets wat ons moet snap in die herhaling van verskillende of verskeidenheid en dieselfde. Daar's iets wat die Here vir ons wil wys oor dit, maar sien net voor ons daarheen gaan, daar is 'n verwysing na die drie eenigheid. Sien jy dit? Moenie dat iemand vir jou sê, die drie eenigheid is nie in die Bybel nie, daar is hy. Kom ons begin onder, God, Theos in die Grieks, die Ou Testament ewe knie, Elohim, God die Vader, dis die patroon. Dan het ons Here, Kyrios in die Grieks, dis die meeste keer wat hy so geskryf word, Kyrios, Here, die Ou Testament ekwivalent, Yahweh, dan het ons Gees, Pneuma, wat beteken asem, wind, en die konteks bepaal wat hy beteken. Hier beteken dit nie wind nie, dit beteken Heilige Gees. Die Ou Testament is Ruach. Kan jy sien hoe dit deurgetrek word en hy dieselfde range of meaning, wind, Gees, as in die Ou Testament. Net hier beeld die Gees wat vir Paulus inspireer iets uit van die karakter, die wese, die essensie van 'n God wat verskillend is, maar dieselfde. As jy dink aan verskillende gawes, moet jy onthou, daar's 3 persone in die Godheid. Hulle is 3 verskillende persone, elkeen ten volle God. Elkeen, die Heilige Gees is nie minder God as die Vader nie. Almal het verskillende rolle. Die Vader is nie aarde toe gestuur nie, Jesus is aarde toe gestuur. Die Heilige Gees het nie aan die kruis gesterf nie, Jesus het aan die kruis gesterf. Jesus het opgegaan, die Heilige Gees is verskillende rolle, ten volle God. Ek dink, die Heilige Gees wil vir sy mense sê, die gawes van die Gees, want het jy al gedink, hoekom is daar 'n verskeidenheid gawes? Hoekom is daar nie net een uitgedeel nie? En dis wat ons almal kan doen, dit is genesing of dit is groot geloof, net een. Hoekom nie net een nie? Wat is God se doel? Want hy deel nie net random uit nie. Wat is sy doel dat hy 'n verskeidenheid gawes aan sy mense gee? Ek sien dat dit gaan oor die refleksie van wie hy is. Sy mense met die verskeidenheid van gawes, moet die verskeidenheid van persone, sy karakter, wie hy is, uitreflekteer daar buite. God is te groot om net deur een gawe te reflekteer word. Hy is nie net wys nie. Hy het nie net alle kennis nie. Hy is nie net almagtig nie. Hy is alomteenwoordig en aan elkeen gee hy en imagine net as ons dit almal saam beoefen. Imagine die refleksie van die perfekte, van perfeksie wat ons hier binne sal beleef. 'n drie-enige God wat gereflekteer word deur sy mense.
As ek dink aan die gawes van die Gees, en dat een van die doelwitte van die gawes van die Gees en die verskeidenheid is die refleksie van perfeksie. Weet jy wat doen dit aan my? Man, dit vat gawes van die Gees weg van weird. Dit is nie weird nie. Dit vat dit weg van, ek moet mooi versigtig wees hier, na, wow, ek het hierdie nodig, ons het hierdie nodig. As ons hom akkuraat gaan reflekteer hier binne, dan het ons die gawes van die Gees nodig om te manifesteer binne in ons gemeente en sien dat hy uitdeel aan elkeen afsonderlik soos hy wil, meaning daar is nie plek vir comparison nie. Ek wens ek kon sing, julle. Ek wens ek kon. Ek kan nie. Ek sal die kerk leeg sing. Maar prys die Here dat daar iemand so diens gekry het. Prys die Here, daar is mense met die profetiese gawe. Prys die Here dat daar mense was donderdaand met die gawe van geloof dat ons bid en Vrydagoggend na 5-6 weke se gesukkel is daar 'n oproep. Dit reflekteer vir ons iets. Hy is almagtig. Het jy al gedink aan die gawes van die Gees as 'n refleksie van perfeksie? As ons anders daaroor dink, sal ons altyd 'n bietjie in plaas van inleen. Onthou julle, miskien gaan van julle glad nie weet waarvan ek praat nie. Daar is so 'n foto van so 'n speelietjie. Toe ek jonger was, ek is nog jonk, maar toe ek nog jonger was, in die kafees, gewoonlik as jy inkom agter die deur regs, het daar sulke eisters gestaan, sulke masjiene, van julle weet glad nie wat dit is nie. Maar dit was speelietjies, en jy kon 'n 10 of 'n 5 of ek kan nie onthou hoeveel nie, jy kon geld ingooi, dan is daar nou speelietjies, dan kan jy dit kies, en hy het net hierdie een joystickie, Christian, dit was nie so exciting, nou dat ek daaraan dink, maar dit was vir ons baie exciting. En van hierdie games was fight games. Al die seentjies het altyd die fight games gespeel. En dan kon jy nou vir jou 'n mannetjie gekies het, en as jy daai knoppies hier links op 'n sekere manier druk, sekere volgorde, dan het hy 'n secret move. En dan skop hy die ander ou en dan wen jy elke keer. Elke keer is dit, en jy het geweet, as ek hierdie ou kies, dis sy move, en dis hoekom ek hom kies. Hierdie ou het nou weer daai move, en daai ou het daai move. Man, as ek dink aan die gawes van die Gees en hoe groot ons God is, dan sê dit maak vir my sin dat hy 'n verskeidenheid van gawes nodig het. Hy's massive, almagtig, kennis, hy het alles. Kom ek gee, sodat hulle kan reflekteer. Wysheid, die woord van wysheid, sommer net vir interessantheid, ons gaan nie in gawes ingaan noodwendig nie, dit kom oor 2 weke, is 'n begrip wat jy kry, wat bo menslike kapasiteit gaan. Dis nie nou is ek met wysheid gebore, en die Heilige Gees kom en ek kry meer van wat ek gehad het nie. Hierdie is gawes van die Gees, genade gawes, goed wat jy nie kan doen nie. Hy sit dit in en dit gebeur. Dis 'n Salomo wat sê, maar wie se baba is hierdie? Hy kom ons sny die kind in die helfte. Nee, moenie. Ja, kom ons doen. Wie se kind is dit? Absoluut die wysheidsgawe wat manifesteer, kennis. Jy kry bonatuurlik inligting wat menslik onmoontlik bekombaar was. En baie keer gebruik die Here dit om 'n hart sag te maak. Bonatuurlike geloof, die gawe van geloof het ons oor gepraat, profeseë. Dis God se stem wat jy hoor, en baie keer in die Nuwe Testament, soos Agabus, waarsku of bemoedig. En dit is vir die gemeente om mekaar op te bou. Weet jy wat doen dit? As daar 'n baie spesifieke woord op 'n spesifieke tyd na jou toe kom vir iemand anders, het iemand dit al beleef? Wat doen dit aan jou? Soos wat? Die Here weet wat hier aangegaan het?
Man, ek is al gewaarsku, moenie soontoe gaan nie. Gisterand lees ek weer Matteus en hoe Josef net heeltyd in 'n droom word hy gewaarsku in 'n droom, hierdie kant toe 3 keer, 4 keer. Man, amazing. Dit sê vir ons, God sien jou, hy weet wat aangaan, ek is lief vir jou, jy het gedink ek vergeet van jou. Man, ek wil jou bemoedig vandag. Dis asof hy soos in Handelinge 23 langs Paulus kom staan in die tronk, Jesus wat op, en hy bemoedig hom. Dis beskikbaar. Onderskeid van geeste het ek genoem, die tale. En kom ons wees eerlik, dis een van die dinge wat mense afskrik hier vanaf. Want dit is misbruik. Maar dit is deel van die refleksie van perfeksie. Hy het selfs geweet, jy gaan bemoediging nodig hê. Kom ek gee vir hulle gawe, waarmee hulle kan bid, wat hulle nie weet wat hulle bid nie, maar dit gaan hulle stig. As ek dink aan God, die perfekte, wat ons moet reflekteer, en ek dink aan die verskeidenheid gawes, dan kom maar een gedagte by my op, die volgende ene. Die oorvloedige vrygewigheid van God. Man, hy is oorvloedig en hy is vrygewig. Ek dink terug aan Genesis 1. Julle kan van al hierdie bome eet. Alles is julle sin. Bly net weg van die boom van kennis van goed en kwaad. Dit wys vir my die karakter van God is abundantly vrygewig. Hy wil vir jou daaglikse brood gee, hy wil vir jou 'n toekoms gee, hy wil jou bemoedig, hy wil jou stig, hy wil jou lei, hy wil jou genoeg gee sodat jy vrygewig kan wees. Dit is wie ons God is, en ons gawes moet ons herinner aan dit. Natuurlik is die hoogtepunt van God se vrygewigheid Jesus aan die kruis, wat sy enigste seun gee. Die volgende ding waarna ek gedink het, is genoegsaamheid. The sufficiency of God. Hoor my jong mense, alles wat jy soek, in verhoudings, moet eers gevind word in God. Dis van God en is by God. Dit wat hy gee, die nabyheid wat jy soek, jy gaan dit net ultimately kan vervuld sien in hom. Die wysheid en kennis wat jy soek, dit is in God en van God. Die genesing wat elke siel soek, is eintlik die genesing van sonde en skeiding van God, jy kry dit net by God. Wat hy bied, is genoeg. Maar ons is vinnig om ander plekke te gaan soek. Skrif sê vir ons, hy is ons porsie. Hierdie gawes is nie net 'n refleksie van perfeksie vir hier binne nie. Gaan terug na Handelinge 1 vers 8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Dis nie net, kom ons reflekteer wie hy is hier binne nie, maar ook vir die wêreld daar buite. In die konteks van, kom ons gaan uit en gaan verkondig sy woord en ons bid vir iemand en ons sien 'n genesing. Wow, ek sukkel al so jare lank met die siekte. Wat het gebeur dat julle vir my gebid? Wat is dit? Kom ek sê vir jou, dis die almagtige God. Dis die gawe van genesing wat gewerk het. Ek kan jou wys na hom. Die profesie op die straat, man. Ek onthou Philip Bredenkamp in Lesotho, ons het hom daar gaan los en sê jy bly in die village, begin jong mense uitreik op die kampus. En die Here wys vir hom iemand een oggend en hy sien net 'n breë smile in sy gebed. En die Here wys hom waar hy moet gaan. Hy gaan soontoe, hy wag vir daai persoon. Hy sien die persoon daar. Hy sê, die Here het vir my gestuur hiernatoe en hy sê vir iets, ek kan nie onthou wat nie. Hy sê, man, ek wou vandag selfmoord gepleeg het. Die gawes van die Gees is ook om die Vaderhart daar buite te gaan reflekteer. Dit wys altyd terug na God toe. Nou maak dit sin dat Paulus sê, earnestly desire spiritual gifts. Here, ek begeer om u te reflekteer.
En dan gaan Paulus deur al die gawes, en dan kom hy by vers 11, en ons gaan met hierdie afsluit. Een en dieselfde Gees bewerkstellig, dis 'n woord wat ons al teëgekom het, onlangs, in Jakobus, ons kom nou daarby terug, hy bewerkstellig al hierdie dinge, waaroor ons gepraat het, al die gawes, wat hy aan elkeen, niemand is bedoel om oorgeslaan te word nie, afsonderlik uitdeel, volgens sy wil. Die Heilige Gees is die bewerkstelliger van die gawes van die Gees. Daai woord bewerkstellig is die woord energio. Onthou julle, ons het daar gepraat, die gebed van 'n regverdige is kragtig in sy uitwerking. Dis dieselfde beginsel. Dis die beginsel van hierdie drade beteken niks op sy eie nie. Maar wanneer dit aan 'n bron gekoppel is, die Heilige Gees, is die draad die medium waardeur die krag van God beweeg en soms tot op 'n plek waar jy 'n lig sien skyn. Ploep, sigbaar. Daai lig kan nie aangaan as daar nie 'n draad is en 'n koppeling aan 'n bron nie. Dis presies wat hierdie sê. Die Heilige Gees bewerk, ons is maar elektriese koorde. En hy kan deur ons werk. Is jy beskikbaar? Hy is die bewerkstelliger van al die gawes. So as jy sien iemand praat in 'n taal, weet die Heilige Gees en jy sien net die lig, maar trys dit terug na die bron. Dit reflekteer die bron. Elke gawe. Hy is die bewerkstelliger. Let op die manier hoe hy uitdeel. Hoe deel hy uit? Wat sê jou skrif? Afsonderlik. Weet jy wat beteken man, het jy 'n geskenk gekry wat uniek vir jou was? Tailor-made. Hierdie afsonderlik, daai woord gaan verby net generies uitdeel, asof God 'n pak lekkertjies vat en hy gooi dit so oor die kerk uit. Almal kry dieselfde lekkertjie. Lekker julle. Dit gaan verby net by die idee van nou besit ek iets generies. Dit gaan verby, dit gaan na 'n plek van persoonlik en privaat, selfs intiem betrokke. 'n nabyheid, 'n verhouding, afsonderlik. Hierdie kiertjie wat ek hier by my het, ek wil dit nog vir jou wys, is seker een van my nuiste goed wat ek het. Van julle verstaan glad nie, maar ek versamel dit. Hierdie ene is in die 60s, 1960s gepluk, langs die Sekoe rivier in die Oos-Kaap, deur my oupa of sy broer, ek kan nie onthou nie, ek het 'n papier waarop dit staan. En dis geelhout. En toe hy het altyd, ek onthou my oupa met hierdie kierie, altyd. Ek het daai rubbertjie bygesit. Ek onthou hom sonder die rubbertjie. Ek onthou vir oupa Poon venter so. En op sy sterfbed, toe sê hy, ek gaan dit nou vir jou gee. En hy sê, hy het dit nog geskryf op 'n papier, maar hy was op sy einde, hy het selfs my naam verkeerd geskryf, maar hy was op sy einde. En hierdie gaan nou aan Tiaan Venter vir veilige bewaring, na hy die hele storie van die kierie geskryf het. Dis so afsonderlik uitgedeel, so persoonlik uitgedeel. Dit beteken iets anders vir my, en dis wat God met die gawes doen. It is his particular gifts to particular believers for the common good. Man, is dit nie iets moois nie? Is dit nie iets persoonliks nie? Maar vir die common good? Spreek dit nie van verhouding nie? Spreek dit nie van wie hy is? Hey, ek gee dit vir jou, maar gee dit ook weg. Dis for the common good. Is dit nie wat hy gedoen het aan die kruis nie? Hy het sy seun gegee, sodat ons, for the common good, die wat glo, nie verlore sal gaan nie. En as ons so leef, dan sal ons word wie God gesê het ons moet wees, sout en lig. A city on a hill. Mense sal dit sien, want 'n lig reflekteer, hy skyn. 'n refleksie
van perfeksie. Is jy gereed om gebruik te word? Die Heilige Gees daag uit ook die idee van, hey, die gawes het gestop. Hy daag dit uit. Hoe kan dit stop? Daar is nodig om perfeksie te reflekteer, en dit sal eers stop wanneer daar die perfekte voor ons staan, sê 1 Korintiërs 13. Dan is daar nie meer 'n refleksie van perfeksie nodig nie, want jy staan voor perfeksie, aangesig tot aangesig. Die gawes van die Gees is die Gees se werking vandag vir sy mense in hierdie tyd. Imagine hoe sal ons lyk as 'n gemeente. Hier is die quote voor ek vir Marshall gaan oproep. C.S. Lewis het verstaan dat Christendom in sy wese is bonatuurlik. Do not attempt to water Christianity down. There must be no pretense that you can have it with the supernatural left out. So far as I can see, Christianity is precisely the one religion from which the miraculous cannot be separated. You must frankly argue for supernaturalism from the very outset. The Christian story is precisely the story of one grand miracle. The Christian assertion being that what is beyond all space and time, what is uncreated, eternal, came into nature, into human nature, descended into his own universe and rose again, bringing nature up with him. Jesus is steeds 100% mens, of ten volle God, ten volle mens. It is precisely one great miracle. If you take that away, there is nothing specifically Christian left. Die wese van Christendom is supernatural. Ek gaan vir Marshall vorentoe nooi om ons te lei in nagmaal. Sodat ons onthou dat daar is 'n eenheid wat hy bewerk. Omdat hy gegee het, so vrygewig, so genoegsaam, is daar iets wat ons vandag kan vier, en Marshall gaan dit nader na jou toe bring nou, en kom van daai plek af, dat die vrygewige God het hierdie moontlik gemaak, en ek wil onthou wie hy is, ek wil verkondig wie hy is, deur die nagmaal vandag. Soos Stian daar gesê het, hy het vir ons almal iets. En kan ons nou 'n skrif waar opkry, Johannes 3 vers 16. En dit sê, God het die wêreld liefgehad. So liefgehad dat hy sy seun Jesus gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar ewige lewe sal hê. For God so loved the world that he gave his only son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life. So, maar dan kom Paulus in Galasiërs 2 vers 20 en dan sê hy die, en nou is dit nie meer ek wat leef nie, maar Christus wat lewe in my. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, lewe ek in die geloof in die seun wat van God wat sy liefde vir my bewys het. Deur sy lewe vir my af te lê. Julle sien die wêreld, hy het so lief die wêreld gehad. En dan kom hy en dan maak hy dit persoonlik en dan sê hy, vir my bewys het. En dat hy sy lewe afgestee het vir my. Sjoe, dis so persoonlik.
Dit is so mooi. Hy het dit gedoen vir jou, vir my. En as jy dit geaanvaar het, as jy daai geaanvaar het, dan nooi hy jou vandag uit. En ek nooi jou uit. Dan kan ons saam hierdie vier, hierdie nagmaal vier. En dis vir daai wat dit geaanvaar het, wat hy uitnodiging geaanvaar het. Hy wat hy gesê het, ek het vir jou, vir my, en hy nooi ons uit vandag, en ek nooi ons, dan kan ons die elemente kry daar agter. Maar as jy nog nie op hy plek het, as jy nog nie daar is waar jy daai geaanvaar het nie, dan kom ons bid na die tyd saam met jou. As daar iets is wat vir jou hinder om waar jy nog nie dit geontvang het nie, ek wil saam met jou na die tyd bid. So hierdie uitnodiging is vir die mense wat hy geaanvaar het. So kom ons kry die elemente agter en dan lei ek ons in die nagmaal. Okay. Ja, dankie Vader dat U is die ene wat vir ons die krag gee, Vader. U is die ene wat ons vul, Vader. En Here, soos ons nou net gesing het, Here. Ja, Here, vul ons, maak ons vol, Vader. Sodat ons weer kan net uitpoor, Vader, wat U vir ons gee, Vader. Vir hierdie wêreld hier buite, Vader. En dankie Here, dankie Heilige Gees dat U ons nou in hierdie oomblik, Vader, een en elkeen wat hier staan, Vader, wat hierdie gawes so, hy sê, jy moet soek, jy moet vra vir hierdie gawes, Vader, en soos ons nou hierdie gawes, Vader, vir U vra, Here, sal U gee spesifiek, Vader, vir elkeen wat hy nodig het, Vader. Ons dankie, Here, dat U so, U sê, U gaan U kinders gee, ons wat gee, ons kinders, Here, hoe meer sal U vir ons gee, Vader. En daarom, Vader, ons dankie, Here, dat U nou vir ons gee, Vader, sodat ons kan vir die wêreld buite kan gee. In Jesus naam. Amen. Gemeente, laat die vrede van die Here saam met julle wees. En gaan uit en gaan bedien hierdie wêreld buitekant. In Jesus naam. Amen.